In die nuus vanaand, na 'n byna weeklange soektog, is 3 polisielede van Bloemfontein se liggame in die Henopsrivier in Gauteng gevind, maar so ook die van 2 ander. 'n Groep lede van die Suider-Afrikaanse streeksmag het sietjies onttrek uit die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo. En die weer het saamgespeel om die brand in die Tafelberg Nasionale Park onder beheer te bring. Goeienaand en baie welkom by die nuus. Die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola het bevestig dat 3 van die 5 liggame wat uit die Henopsrivier gehaal is, die van die konstabels is wat Woensdag vermis geraak het. Familielede van die oorledenes het hulle by 'n lijkshuis in Pretoria uitgeken. Die 3 konstabels, die 24-jarige Tebekulu Linda, die 30-jarige Kiamogetswe Buys en 20-jarige Boipelo Senoge, is vanaf Bloemfontein na Polokwane ontplooi. Die 3 was onderweg na Polokwane toe hulle vermis geraak het. 'n Omvattende soektog is sedert verlede week van stapel gestuur na die 3 polisiebeamptes se verdwyning. Hulle spore tussen die Brakfontein wisselaar in Midrand en John Vorster Eiland in Centurion doodgeloop. 'n Soektog is tot die gebied beperk waarna 5 liggame in die Henopsrivier gevind is. Die families het die 3 liggame uitgeken en Masemola sê die ander liggaam is die van nog 'n SAPD-lid van die Littleton polisiestasie wat oor die naweek vermis geraak het. Die ontbinde liggaam van nog 'n man is in 'n motor gevind. Volgens die polisie is daar geen verband tussen die 2 liggame nie. 'n Motor wat ook in die rivier gevind is ook nie die voertuig waarin die 3 konstabels gereis het nie. We don't want to say at this stage they have been targeted whatsoever. They were, according to what we see, they were driving on the road. And this might have been an accident, we don't know. As I said, until we see the vehicle, we investigate the vehicle. Intussen verskaf die polisie bystand aan die families van die afgestorwe beamptes. We are with the family. We have been with the family for the past hours or so, in ensuring that there is a psychological support for the family, as we have the employee health wellness with us in India. The process was based on the victims. Die polisie sê 'n saak van manslag word ondersoek, maar dat die saak nog nie afgehandel is totdat die voertuig gevind is nie. Die regsverteenwoordigers van Kelly Smith en Stevino van Ryn sal na verwagting môre hulle slotbetoog lewer in die rondgaande Wes-Kaapse Hooggeregshof in Saldanha. Die staat en die regsverteenwoordiger vir Jacqueline Apollos het vandag hulle slotbetoog gelewer. Smith, van Ryn en Apollos staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensenhandel na die verdwyning van Smith se 6-jarige dogter Jocelyn. Jocelyn het in Februarie verlede jaar spoorloos verdwyn. Die staat voer aan dat al 3 beskuldigdes moet skuldig bevind word vir ontvoering en mensenhandel. Advokaat Zelda Swanepoel voer aan die hof kan slegs tot die gevolgtrekking kom dat Kelly Smith reeds in Augustus 2023 beplan het om Jocelyn te verkoop. In this instance, we don't have the victim, and that is why it is seen as a first on that basis. So my argument is, and no pressure, my lord, but this is a very important case also for jurisprudence for South Africa. When we look at the crime of trafficking in persons, it indeed is a very heinous crime. My lord, it is often referred to as modern-day slavery, and that is in essence what it is. Die staat hou vol dat die getuienis van Laurentia Lombard, 'n aanvanklike beskuldigde wat 'n staatsgetuie geword het, nie in geheel deur die hof verwerp moet word nie. Lombard het getuig dat Kelly Smith aan haar vertel het dat sy Jocelyn vir R20.000 aan 'n Sangoma verkoop het. Lombard het haarself en ook vir Apollos en van Ryn geïmpliseer. Kelly was protecting Buddha because she was actually shielding. And this is my submission, and this is what we argue, and for the court to infer, that she was scared that Buddha would spill the beans. That's why she's protecting Buddha. That's why she is continuously keeping him away, and she's the one doing the talking. She's the mouthpiece, the mondstuk was the evidence that we heard here. Now, my lord, to draw that back to, and that was your question,
with respect, to Laurentia Lombard's evidence. That's the evidence. All 4 of us were in on it. Jacqueline Paulus se regsverteenwoordiger het betoog Lombard se getuienis voor die hof, haar verklaring as staatsgetuie en haar aanvanklike bekentenis verskil van mekaar. Hy het ook betoog dat die staat 2 weergawe vir Paulus se betrokkenheid by die saak aan die hof voorgehou het. It is admitted that it can be inferred after having obtained the confession in brackets from accused 1 on 5 March that the state did not really view the confession of accused 1 to be a true confession. I say that, my lord, because if the state was satisfied that wasn't a story that the police had told the accused 1 and 2 to say, it was their own story that they really wanted to open up, why would they then go along with a version of the 204 witness? Die verhoor duur voort. Vanessa Puna, SAK nuus, Saldanha Bay. Nou na die buiteland. In Kanada het Mark Carney se liberale party 'n oorwinning behaal oor die konservatiewe party se Pierre Poilievre in die land se verkiesing vir 'n nuwe eerste minister. Die liberale party het egter nie 'n meerderheidsstem nie en sal dus 'n koalisie moet vorm. 'n Meerderheidsregering sou Carney 'n beter vasdraplek kon gee om met die president van die VSA, Donald Trump, te onderhandel oor sy dreigemente om verhoogde invoertariewe teen die land in te stel en Kanada te annekseer. Die eerste groep lede van die Suider-Afrikaanse streeksmag in die DRK het Goma in die ooste van die land stil verlaat. Die troepe het na wat berig word van die DRK na Rwanda gereis van waar hulle na Tanzanië gaan. Die streeksmag bestaan uit troepe van Suid-Afrika, Malawi en Tanzanië. Hulle is in 2023 deur die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap ontplooi om vrede en veiligheid in die ooste van die DRK te herstel. Die verdedigingsmagte sê ooreenkoms is met die M23 groep bereik waar volgens hulle hul wapens en toerusting sal kry. M23 rebelle het beheer oor belangrike gebiede in die oostelike DRK oorgeneem, waaronder die Goma lughawe. Vroeër vanjaar het 14 SANW-soldate in die konflik gesneuwel. Die SAOG-leiers het onlangs besluit om die sending in fases te onttrek, nadat hulle 'n gesamentlike beraad met die leiers van die Oos-Afrikaanse gemeenskap gehou het. Die Amerikaanse president Donald Trump het tydens die eerste 100 dae van sy tweede termyn oënskynlik die wêreld op sy kop probeer keer. Trump het die VSA se internasionale bondgenote vervreem en onsekerheid in die wêreldekonomie gesaai. Hy het ook drastiese veranderinge in sy eie land aangebring, insluitend aanslae op die howe en die onderwysstelsel. Sedert sy inhuldiging het Trump 139 presidentsbevele uitgereik. Dit het ingesluit die verkleining van die federale staatsdiens en ontbinding van instellings soos die internasionale hulporganisasie en die Amerikaanse departement van onderwys. Hy en sy visiepresident J.D. Vance het openlik oorlog verklaar op die Amerikaanse regstelsel. Die president het ook 'n handelsoorlog begin wat internasionale markte die skrik op die lyf jaag. Die oorlog saai internasionale ontwrigting en maak hoër inflasie, laer ekonomiese groei en 'n resessie meer waarskynlik in die VSA. He tries to strike deals with other countries, right? He uses US power to beat them over the head, whether that's military power, sanctions, the threat of tariffs, whatever it is, until they turn around and give him what he wants. Tydens 'n onlangse meningspeiling van die Washington Post en Ipsos keer slegs 39% van Amerikaners sy vertoning in die Withuis goed. Dit is die swakste goedkeuring van 'n Amerikaanse president op sy 100ste dag in 80 jaar. Trump het sy woord gestand gedoen om die VSA af te sonder van die res van die wêreld met onttrekkings aan die Parys Klimaatooreenkoms, die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Verenigde Nasies se Menseregteraad. Hy gebruik ook federale befondsing om ongeoorloofde mag te probeer bekom oor leerplanne en administrasie van elite universiteite soos Harvard en Columbia. In these 100 days, a lot of what would have been considered unthinkable is transpiring, and I think that I see
a number of threats against the democracy that I think many people have believed to be secure, foundational, solid. Suid-Afrika se verhouding met die FSA is ook op wankelrige bene sedert Januarie. Trump het betrokke geraak by interne politiek soos grondonteiening en gesê hy gaan spesiale vlugtelingstatus aan Afrikaners bied. Suid-Afrika se ambassadeur Ebrahim Rasool is tot persona non grata verklaar nadat hy Trump gekritiseer het. Mcebisi Jonas is as spesiale gesant gestuur om sake te beredder. Intussen het Trump en president Cyril Ramaphosa verlede week 'n telefoongesprek gehad, waar tydens Trump glo vir Ramaphosa en voorste Suid-Afrikaanse golfspelers na die FSA genooi het. 100 dae van Trump se tweede termyn is verby, wat nog 1361 dae oorlaat. Net hierna het ons die jongste oor onder meer die brand by die Tafelberg Nasionale Park in die Wes-Kaap. Bly by ons. Ons gaan voort. Kaapstad se brandweerdienste is versigtig optimisties dat die brand by die Tafelberg Nasionale Park binne 24 uur grootliks onder beheer gebring kan word. Temperature het oornag gedaal en sagte reën het uitgesak. Verskeie personeellede werk egter steeds by die plek waar die brand ontstaan het. Die brand in die Kaapse Skiereiland het oor meer as 30 km gestrek vanaf Tokkai tot Noordhoek. Maandag was helikopters in die lug vir die grootste deel van die dag om 'n houvas op die brand te probeer kry. Op sy velste was meer as 200 brandbestryders van verskeie organisasies op die toneel. Vandag het koeler en rustiger weerstoestande bygedra tot pogings om dit te blus. Die brand was baie groot vir die tyd van die jaar. Ek dink die area en die wind wat skielik opgekom het, ek dink dit was Saterdag of Sondag wat hy gespring het van Ou Kaapse weg in die valley afgegaan het in Noordhoek en rondom Boysdraf en in Kloof Valley. Die probleem was dit was so hoog op en ons was baie reliant gewees op die aerial support, by die choppers wat hulle moet waterbomb. Hoeveel brandlyne is daar nou nog steeds? Ja, ek dink active brandlyne sal wees die grootste majority van die area, Klein Constantia, Groot Constantia en Apatukai area. Daar is waar die meeste ground forces nou currently is. Meer as 200 mense is as 'n voorsorgmaatreël ontruim. Geen eiendom is tans in enige gevaar nie. Sanparks sê 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat die brand moontlik met opset gestig is. The ablutions at the Silvermine Dam have been destroyed, as well as a lot of the boardwalks in the areas and signage. So there will be a lot of work that needs to be done, putting back the signs and the boardwalks to make the hiking trails there and the facility safe again for visitors. And then there were also a number of people's cars that were left in the parking lot who'd gone hiking that were affected. Die stad Kaapstad sê 'n verdagte is aangekeer deur wetstoepassers wat 'n man opgemerk het met 'n kannetjie en 'n vuur wat kort daarna opgemerk is. Die voorval het plaasgevind net buite die huidige gebied waar die groot brand is. Die vuur is geblus en die man, wat ook Mandrax-pille in sy besit gehad het, is in hegtenis geneem. Enige motief vir die maak van die vuur is tans onduidelik. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die nasionale tesourie sê hy werk aan verskeie moontlikhede nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof bekragtig het dat die BTW-verhoging van 0,5 persentasiepunte geskraap word. Dit volg op 'n aankondiging deur die minister van Finansies, Enoch Godongwana, na ewige kapsie en hofaksie deur die DA en EFF. Die tesourie sê sy werksaamhede en die nodige oorlegplegingsprosesse sal bepaal hoe lank dit sal neem om veranderinge aan die bewilligingswet en die wet op die verdeling van inkomste te maak. Die nasionale tesourie sê hy probeer om alle prosesse spoedig af te handel sodat die gewysigde wetsontwerpe aan die parlement voorgelê kan word. Ekonome meen daar is ander bronne wat die tesourie kan oorweeg om meer belasting in te vorder. Revising a budget to include an increase in the fuel levy. There are other ways of also increasing sin taxes, but those are fairly small. The most obvious way of trying to get additional tax is to
obtain an extra amount of money from the receiver of revenue, who has been imbued with additional funds to try and rake in additional money from people who have been found not to be paying their tax. But there is no certainty around that form of raising additional funds. The second option is simply to say, well, we need the extra 75 billion rand. We're just going to borrow more. Jamin waarsku egter dat kredietgraderingsagentskappe nie gunstig sal reageer op meer staatsskuld nie. The rand could depreciate as a consequence, but one is not talking about a huge amount of money. We're talking about 0.5 to 0.7% of government spending being sought. And that is why the logical suggestion is to try and cut spending here and there, etc., wherever it is found to be wasteful. And there have been specific areas that have already been identified. Jamin stel voor dat nog 'n opsie kan wees om staatsuitgawes te besnoei. Geen datum is nog vasgestel vir wanneer die regering se voorgestelde begroting aan die parlement voorgelê gaan word nie, en daar is steeds ook nie ooreenstemming tussen politieke partye nie. EFF-leiers gaan enige begroting teenstaan wat besnoeiings aan maatskaplike sekerheid of die privatisering van staatseenhede insluit. Die ANC het ook beloof om armes te beskerm, maar moet regeringsbesteding besnoei nadat die BTW-verhoging afgekeur is. RNE-lede stem nie saam oor die vermindering van regeringsbesteding deur besuiniging nie. Dit bied die EFF 'n invloedryke rol in die goedkeuring van die begroting. Een van die EFF se eise aan die ANC is dat maatskappybelasting verhoog moet word. There's no negotiations going forward with anyone. We are going to a committee and then the law must be followed to the letter. So there is no one who's going to be seeking any favor from anyone. Die ANC meen steeds dit was oorbodig om die BTW verskil in die hof te beslis. The ANC agreed with political parties that came to the fore who did not have conditions. Okay, we agree, let VAT go. Now we've got new sources of revenue and that is how it happened. Die begroting sal 'n balanseertoertjie moet uitvoer tussen beleggersbelange en beskerming van kwesbares. Daar sal ook druk wees op die inkomstediens om belastinginvordering te verhoog as 'n teenwig vir die begrotingstekort van 75 miljard rand. Data van Statistiek Suid-Afrika wys dat nagenoeg 3 miljoen reisigers die land verlede maand binnegekom en verlaat het. Altesaam 75% hiervan was buitelandse besoekers. Oorseese besoekers het met 8% toegeneem. Diegene wat na die buiteland gereis het, het met 14,5% gestyg en diegene wat die land as deurgang gebruik het, was 20,4% meer as in Februarie. Data wys dat die meeste besoekers aan die land vakansiegangers was. Ander was hier op sakebesoeke vir studies en mediese behandeling. Die meeste toeriste is van die SAOG en het per pad gereis. Die meeste oorseese toeriste was in die eerste en vierde kwartale van die jaar hier. In 2021 en 2022 het die meeste besoekers Suid-Afrika in die derde en vierde kwartale besoek. Dit is volgende week 1 jaar sedert 'n gebou in George in die Wes-Kaap ineengestort het. 34 mense is in die voorval dood. 28 is beseer, sommige met lewensveranderende beserings. 'n jaar later is die meeste oorlewendes en die slagoffers se families dit eens. Hulle lewens is aan flarde geruk en geregtigheid geskied te stadig. 2 verslae is ingedien na die oorsaak van die voorval en om aanspreeklikheid te bepaal. Een verslag wat moontlik polisieondersoeke kan belemmer is nie openbaar gemaak nie. Die ander verslag impliseer die kontrakteur en verskeie amptenare van die Nasionale Huisbouersregistrasieraad. Sommige het ledemate verloor en sal nooit weer kan werk nie. Ander het herstel, maar sukkel steeds om kos op die tafel te sit. 'n jaar later en meeste slagoffers sien steeds geen uitweg nie. Ja, kunzima kakhulu. Yeah, because it's tough. I can't even take my children to school because I'm struggling and nothing is happening.
Die oorlewende word geboelie weens haar beserings. Sy was 'n gesondheids- en veiligheidsbeampte op die toneel en het ernstige gesigbeserings opgedoen. Die meeste van haar tande is beskadig en sy benodig duur tandheelkundige herstelwerk. Mr. Ramaphosa, if you see this video, I'm asking you to intervene. Public institutions can't help me. I need assistance with my teeth. I'm appealing for donations to go to a private institution so that I can have a set of teeth to look like other people. Life is difficult now. I lost people whom I dearly loved in that tragedy. Phineas Ndlovu, 'n meselaar wat gesterf het, sy vrou en kinders in Zimbabwe is nou sonder inkomste. What broke me even worse is what came after. Nothing. No answers, no support, no one took responsibility. We were left to pick up the shattered pieces by ourselves, and no one even acknowledged his life or death. Op 6 Mei sal oorlewendes en hul families in George bymekaar kom om die tragedie te gedenk en hulde te bring aan diegene wat hul lewens verloor het. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. Kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Net hierna bring ons jou die jongste vanaf die Madrid tennis ope toernooi en ons het ook die weer vir môre. Bly gerus ingeskakel. Dis dan waar ons volstaan vanaand. 'n Mooi aand verder. Totsiens.